Goeiemôre. Ja, die son begin daarom lekker warmer skyn. Het bly maar nog koelerig. Maar ons is dankbaar dat die somer weer op pad is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir die woord wat deur soveel eeue heen vir ons bewaar gebly het. En dankie dat ons vanoggend die voorreg het om uit hierdie woord te mag lees. Here, so voordat ons in die woord gaan delf, wil ons ook net met U praat, deur ons gebed, en ook bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan. Bid vir hulle wat siek is, nie lekker voel nie. Daar's ook ander wat herstel, en ek is daarvoor baie dankbaar dat U ook saam met hulle is. Here, wil U ook ons help waar ons by mekaar is vanoggend. En dankie dat ons die voorreg het om met U te kon praat vanoggend. Amen. Die woord gaan net vir julle op die skerm gooi. Handelinge 2 vers 14 en dan ook vers 37. Vers 14, opskrif is Petrus se toespraak. Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. En dan sal ek bly wees jy van vers 14 af lees tot by vers 47. Maar ek gaan net vers 37 vir julle lees. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Daar is oomblikke in 'n ou se lewe wat jou lewe verander. En ons sien dat met die uitstorting van die Heilige Gees was hier so 'n oomblik. Oomblikke wanneer jou lewe verander is geboorte van 'n kind. 'n Huwelik. Jy is nie meer een nie, maar nou is jy 2 en as daar kinders is jy 3, 4 of 5. Dan kom ook dag wat die dokter vir jou slegte nuus gee. Dat jy dalk sonder 'n voet vir bors verder die lewe moet ingaan. Ja, een oomblik kan jou hele lewe in 'n nuwe rigting stuur. En hier is ook so 'n oomblik, wat ons sien in Handelinge 2. En ons sien dat Petrus staan om te preek. Nou, die laaste keer, of eintlik so 2 geleenthede terug amper, het ons hom gesien as 'n gebroke man. Hy het die Here 3 keer verloon, en die haanse gekraai het hom herinner aan sy mislukking. En toe die liefdesverklaring by die see van Galilea. En nou sien ons hier staan 'n ander man. Nie omdat Petrus skielik sterker geword het nie, maar omdat die Heilige Gees hom verander het. Hy is nog steeds dieselfde man, visserman, grove hande. Verlede is dieselfde, maar hy het iets bygekry. Hy is vervul met die Heilige Gees. En dan wanneer Petrus preek, gebeur daar iets merkwaardigs.
En Petrus kom nie hier met probeer om mense te beïndruk met 'n show of mooi musiek of dromme of wat ook al nie. Al wat hy doen, hy vertel eenvoudig van Jesus Christus, van sy lewe, sy kruis, sy opstanding. En dan lees ons die Bybel sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. Dis die werk van die Heilige Gees. Nie mooi woorde nie, nie emosies nie, maar God wat mense se harte aanraak deur sy woord. En toe kom daar 'n vraag wat die mense vra, nou wat moet ons doen? En dis ook die vraag wat ons vanoggend wil vra. Wat moet ek doen wanneer ek besef Jesus leef? Wat moet ek doen wanneer God my hart aanraak? Handelinge 2 kan in 3 opdragte saamgevat word. Gaan en glo, gaan en vertel, gaan en leef. Gaan en glo. Petrus se hele preek draai om hierdie een waarheid. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. En daarvan is ons almal getuies. Die Christelike geloof begin nie by goeie raad nie. Begin by 'n feit. En daardie feit is dat Jesus Christus leef. En as Christus nie opgestaan het nie, dan moet ek vir jou sê, dan was ons geloof verniet. Maar omdat hy leef, verander dit absoluut alles. En dis hoekom ons Sondag by mekaar kom. Nie om ons godsdienstige pligte na te kom nie. Nee. Sondag is eintlik 'n viering van die opstanding van Jesus Christus. Ons kom by mekaar omdat die graf leeg is. Ons kom by mekaar omdat ons nie 'n dooie held aanbid nie. Ek en jy aanbid 'n lewende Here. En dis hoekom Paulus sê, bekeer julle. Bekering beteken meer as om jammer te wees. Bekering beteken om van rigting te verander. Om weg te draai van jouself. Om na Christus toe te draai. Ons kan amper sê bekering beteken, ek is op pad Kaap toe, maar ek moet omdraai, ek moet Durban toe. En baie mense dink, geloof beteken, ek moet net harder probeer. Maar die Bybel sê, geloof gaan daaroor dat jy Jesus moet vertrou. Om jouself ten volle aan Jesus oor te gee. Ja, ons leef in 'n wêreld waar mense hulle vertroue plaas in geld, gesondheid, politiek, hulle eie vermoëns. Maar soos ek in die begin gesê het, dit kan 'n oomblik, 'n oogwink verander. Maar Christus verander nooit nie. Daarom sê Petrus, glo, vertrou, bou jou lewe op die lewende Here. Miskien sit hier iemand vanoggend en luister wat al baie jare na hierdie preke luister of kerk toe kom, maar jy het nog nooit werklik jou vertroue volkome in Christus geplaas nie. Dan hoor jy die uitnodiging volgende. Gaan en glo. En dan, in die tweede plek, as jy glo, dan gaan jy dit vertel. Want die mense wat daardie dag tot geloof gekom het nie hulle geloof hulle self gehou nie. Ons lees, hulle het God geprys, hulle het van huis tot huis die evangelie gedeel. Die eerste Christene het nie gesê, dis my persoonlike geloof nie. Nee, hulle het vertel wat God gedoen het. Dis presies wat 'n getuie doen. Hy vertel wat God in sy lewe gedoen het. En 'n getuie vertel nie stories wat hy self uitdink nie. 'n Getuie vertel wat hy gesien en beleef het. En dis wat Petrus doen. Hy sê, ons is getuies, en daarom is dit nog steeds ons roeping.
Nou, God vra nie dat jy as 'n Christen nou moet ewesklik 'n predikant moet wees nie. Nee. Maar hy vra, elke Christen moet 'n getuie wees. En jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Petrus het ook nie gehad nie. Jy hoef nie elke moeilike vraag te beantwoord nie. Maar jy kan vertel wat Jesus in jou lewe gedoen het. Rondom ons is daar mense wat moed verloor het. Mense wat alleen voel. Wie gaan hulle van Jesus vertel? En weet jy wat, die Here het jou geplaas? Daar waar jy werk. Daar waar jy bly. In jou familie. Jy is nie toevallig daar nie. Jy is daar as sy getuie. En dit begin dalk nie met 'n groot preek nie, maar met 'n vriendelike woord, 'n besoek, 'n gebed, 'n uitnodiging kerk toe. Ons moenie die krag van getuienis onderskat nie. Want die Heilige Gees gebruik gewone mense. Hy het vir Petrus gebruik. Hy kan ook vir jou gebruik. En dan, derdens, dit help nie dat jy getuig met jou mond nie. Jy moet gaan en leef dit uit. Ons sien hier dat in Handelinge 2 het die mense se lewens verander. Hulle het saam gebid, saam geëet, saam vir mekaar gesorg. En hulle geloof was nie iets wat net op 'n Sondag beoefen is nie. Nee, hulle hele lewe het verander. En as die Here in jou lewe inkom, dan verander jou hele lewe ook. Dan verander jou verhoudings. Dan begin jy anders praat, anders gee, anders vergewe, anders lief hê. Die vroeë gemeente het nie net gesê, ons glo nie. Nee, mense kon dit sien. Kon dit sien in hoe hulle besittings gedeel het, hoe hulle na mekaar omgesien het, hoe hulle met blydskap saam geëet het. Wow, wat 'n gemeente was dit nie. 'n Gemeente waar mense van mekaar werklik omgee, waar niemand alleen hoef te wees nie, waar mense saam huil en saam lag. En dit is steeds God se droom vir sy kerk. Die wêreld het gemeentes nodig, waar Christus sigbaar is, waar liefde meer is 'n woord, waar vergifnis geleef word, waar mense welkom voel, waar die Heilige Gees ruimte kry om mense se lewens te verander. Wat moet ons doen? Dit is steeds ons vraag wat ons vanoggend mee sit. Maar weet jy wat? In 2000 jaar die antwoord nie verander nie. Gaan en glo. Beteken, plaas jou vertroue op Jesus Christus wat opgestaan het. Gaan en vertel. Wees 'n getuie van sy genade. En gaan en leef. Laat die Heilige Gees jou lewe verander. Amen.